Weer eens hartlik welkom aan almal teenwoordig en almal wat ingeskakel het by hierdie geleentheid. Ons bied hierdie geleentheid aan deur die skoolondersteuningssentrum met die baie spesifieke fokus met 'n gehoor wat hoofsaaklik uit die onderwysgeleerders kom dat ons oor hierdie onderwerp praat. Vir ons is dit belangrik by die skoolondersteuningssentrum dat mense wat in die onderwys is en veral in 'n leiersposisie is, dat hulle goed ingelig is, dat hulle weet wat die standpunt in situasie is, wat die nuutste inligting is, die nuutste nuus is, en dat ons ook die akkurate inligting kan deurgee. Soos u weet, in die hedendaagse tye wat ons lewe, is daar soveel media berigte, en ek kan werklikheid sê dat mens kan regtig nie meer alles glo wat mens lees nie, en daarom juist dan hierdie geleentheid om enige onduidelikheid uit die weg te ruim. My gas vandag is Jaco Kleinhans. Nou Jaco is hoof van internasionale skakeling van Solidariteit en sy tas is al gepak op pad Amerika toe. Ons gaan nou daaroor praat. Maar Jaco, as ek sommer onmiddellik kan wegspring by hierdie geleentheid. Ek wil net nogmaals hartlik welkom sê aan almal wat ingeskakel is. Ek hoop jy kan my mooi hoor. Indien jy 'n spesifieke vraag het wat jy wil hê ek moet stel aan Jaco, kan u dit, die wat my spesifieke selfoon kontak het, kan my dan 'n WhatsApp stuur, asseblief. Maar Jaco, baie welkom by hierdie geleentheid. Ek wil begin deur vir jou te vra, terwille van net op dieselfde bladsy kom, gee net vir ons so 'n tydsverloop van die hoofgebeure van Amerika se kant af, vandat Donald Trump die eerste plasing op X gemaak het, en wat alles van Amerika se kant af gebeur het tot op hede waar ons vandag is. Ja, Jaco, baie dankie en dankie vir die geleentheid. Dis lekker om met julle te gesels. Mens kan eintlik nie dink hoeveel gebeur het in 'n baie kort tydjie nie, né? Want dit was gister maar 30 dae sedert Donald Trump ingehuldig is as Amerikaanse president. Dit het die 20ste Januarie plaasgevind. En nadat hy die 20ste Januarie ingehuldig is, het hy natuurlik 'n hele reeks stappe geneem wat insluit op buitelandse beleidsterrein 'n hersiening van Amerika se verhoudinge met baie lande, met ook natuurlik hulle buurlande, Kanada en Mexico, maar dan veral met ander woorde die groot mededingers van Amerika, as mens nou dink aan China en Rusland, Iran, al hierdie lande. So buitelandse, laat ek so sê, 'n radikale hersiening van buitelandse beleid was altyd deel van Donald Trump se agenda. Hy het dit verlede jaar beloof tydens die verkiesingsveldtog. En ek dink in Suid-Afrika het baie mense, as ek sê mense, baie beleidsmakers verwag dat Trump gaan fokus op hierdie groot lande. En hulle het die reuse fout gemaak om nie die waarskuwings wat die afgelope 3 jaar duidelik uitgestuur is, ernstig op te neem nie. Jy weet, Hugo, ek vind vanoggend weer 'n artikel wat ek self geskryf het in Mei maand 2023, is byna 2 jaar gelede, wat 'n rapport verskyn het, waar ek in Mei 2023 gesê het, die regering in Suid-Afrika sal ernstig moet begin kennis neem van waarskuwings uit Amerika, dat die Amerikaners wil begin stappe neem teen Suid-Afrika. So, die waarskuwings was lankal daar duidelik, maar goed, so 2,5 weke, byna 3 weke na Trump se inhuldiging op die 7de Februarie, het hy op sy sosiale media platform Truth Social boodskap uitgestuur, waar hy homself ernstig uitgespreek het oor dinge wat in Suid-Afrika gebeur, sy kommer daaroor uitgespreek het en toegesê het dat hy gaan vra vir 'n ondersoek hieroor, en 'n ondersoek wat noodsaaklik is en wat moet gebeur om te kyk na kwessies in Suid-Afrika en hoe Amerika natuurlik daarop moet reageer. Kort daarna, omtrent 2 dae daarna, het eers 'n senator Ted Cruz van Texas, hy dien op die buitelandse sake komitee, gesê dat hy ook op die buitelandse sake komitee van die Amerikaanse Senaat gaan vra vir 'n ondersoek. 'n Dag later het die nuwe minister van buitelandse sake van die VSA, Marco Rubio, aangekondig dat hy nie die ministers van buitelandse sake beraad wat tans in Johannesburg plaasvind van die G20
gaan bywoon nie. Hy het baie skerp kritiek uitgespreek op Suid-Afrika en toe enkele dae later kom die executive order toe, die uitvoerende bevel, en daardie uitvoerende bevel wat toe natuurlik 'n hele klompie dinge uitlig waaroor Amerika ongelukkig is en 'n paar aankondigings maak, soos 'n beëindiging van finansiële ondersteuning deur die Amerikaanse federale regering aan Suid-Afrika en dan natuurlik die kwessie wat nou vreeslik baie in die nuus was, die vlugtelingstatus wat aan Afrikaners aangebied word. Nou ja, Afrikaners wat by name genoem is in daardie uitvoerende bevel, dit het natuurlik die afgelope 2 weke behoorlik omtrent 'n opskudding in Suid-Afrika veroorsaak. So, dit is die korttermyn konteks, Hugo, van wat sedert die 7de Februarie gebeur het en eintlik dan gesien binne die konteks van die 20ste Januarie toe Trump ingehuldig is. Ja, as ek jou reg verstaan, jy het vlugtig daarna verwys, maar dit het eintlik 'n baie langer aanloop. Trump het mos nou maar 'n maand gelede oorgeneem en hy het onmiddellik dinge gedoen, nie net teenoor Suid-Afrika, maar teenoor baie ander lande, nuwe regulasies en goed begin instel en sy opinie gegee. Maar die kwessie tussen Suid-Afrika en Amerika, dit kom nie net van 'n Trump-era af, dit kom van baie vroeër af. Kan jy ons 'n bietjie meer inlig oor wat is daai totale aanloop wat hiertoe aanduiding gegee het? Ja, absoluut so. Hugo, ek is baie bly jy wys hierna, want dit is baie belangrik. Kyk, ek dink daar's 'n paar dinge wat verkeerd verstaan word. Die eerste groot fout wat hier gemaak word, is om te dink dat dit wat Trump die afgelope 2 weke gedoen het, skielik gebeur het. Dat dit uit die lug uit gegryp is, dat Trump Suid-Afrika maar net skielik wil bykom en natuurlik die persepsie dat iemand soos Elon Musk of iemand anderste ietsie in sy oor gefluister het en nou sak hy toe op Suid-Afrika. Nou is hier skielik 'n groot toesak op Suid-Afrika. Hugo, ek doen nou presies vir 21 jaar skakeling namens die Solidariteit Beweging met Amerika. Dit het baie Amerikaanse besoeke die afgelope 21 jaar ingesluit en 'n mens kon sien hoe Suid-Afrika se verhouding met die VSA oor hierdie meer as 2 dekades dan ook verander het, hoe dit voortdurend ontwikkel het. En ek wil vir jou sê, mens moet teruggaan na die 1990s, die post-1994 era, Bill Clinton se besoek in 1998 aan Suid-Afrika, waar hy ook die parlement toegespreek het, waar hy 'n soort spesiale status vir Suid-Afrika aangekondig het in die verhouding met Amerika, waar daar reuse moeite was en reuse goedgunstigheid was vanuit Amerika aan Suid-Afrika. Bill Clinton het in daardie toespraak in 1998, Mei 1998 in die parlement gesê, wat hulle alles gaan doen. En ek wil vir jou sê, na Clinton se uittrede het George Bush dit voortgesit en daarna Barack Obama ook. En dit het veral gegaan rondom enorme humanitêre hulp. Die program om byvoorbeeld wat George Bush, 'n Republikein, implementeer het rondom HIV-vigs, om dit te help bekamp, ander humanitêre hulp deur USAID en dan natuurlik die reuse toegang, die handelsbetrekkinge wat in 2000 deur Bill Clinton onderteken is, in die era van Barack Obama in 2015 hernie is, en dit staan bekend as die African Growth and Opportunities Act, AGOA, wat gelei het tot 'n enorme uitbreiding van Suid-Afrika se uitvoere na Amerika onder uiters gunstige omstandighede. Meer as 1000 Suid-Afrikaans vervaardigde produkte wat na Amerika uitgevoer word sonder enige uitvoertariewe wat betaal moet word. Nou, ja, daar's min lande wat sulke gunstige aanspraak kan maak op sulke gunstige omstandighede, handelsbetrekkinge, wat gelei het daartoe dat ons ook 'n enorme handelsoorskot met Amerika ontwikkel het. Ons voer tans in dollarterme meer as dubbel soveel produkte uit na Amerika as wat ons invoer uit die VSA. So ons het die afgelope 25 jaar, die eerste 15 jaar van AGOA en toe die tweede 10 jaar waarin hy verleng is, 'n reuse goedgunstigheid van Amerika gehad in terme van handel, beleggings uit Amerika, humanitêre ondersteuning. Maar toe 'n klomp dinge natuurlik nou met tyd ontwikkel. Jy het die Zuma jare gehad,
bekommer oor staatskaping en korrupsie, bekommer oor tydens die Zuma jare, uitreik na Rusland, waar julle sal dalk onthou die wat daardie tyd onthou, daar was 'n minister gewees, ek dink dit was Geraldine Fraser-Molek, nee, dit was nie sy nie, was iemand na haar, ek sal nou onthou wie, wat op 'n stadium vergader het met Rusland oor die moontlike bou van 'n kernkragstasie in Suid-Afrika. En so was daar maar met tyd 'n klomp ontwikkelinge en waar dit begin oopbaars het. Die afgelope 3 jaar was sedert die uitbreek van die oorlog in Oekraïne. Suid-Afrika wat aanvanklik binne ure daarna dit verwerp het, toe daardie verklaring teruggetrek het. En toe kan ek vir jou sê, Hugo, in Februarie 2023 skryf 'n aantal lede van die Huis van Verteenwoordigers in Washington se buitelandse sake komitee toe 'n resolusie waarin hulle 'n hele klomp kwessies uitlig, onder andere die verhoudinge met Rusland, Iran, China, dinge wat Suid-Afrika doen in terme van China, uitsprake van Naledi Pandor, daardie tyd die minister van buitelandse sake. Hulle plaas dit in 'n resolusie in die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers. Dit word opgevolg daardie September 2023 met openbare verhore. Ek was daar teenwoordig gewees. Ek wil vir jou sê, Hugo, op elkeen van hierdie insidente, en ek gaan nog so 1 of 2 noem, het Suid-Afrika net eenvoudig nie gereageer nie, of baie arrogant gereageer. Dit weggevee en gesê, wie is die Amerikaners om ons te kom aanvat? En elke keer het hierdie Amerikaanse diplomate gesê, ons wil met julle in gesprek tree oor hierdie verhouding. Julle het 'n uiters gunstige verhouding met ons, maar ons is bekommerd. Hulle hou openbare verhore in September 2023. Kort daarna is Naledi Pandor daar in Washington. Sy beskuldig lede van die buitelandse sake komitee van imperialisme. Ek is 'n week daarna ook daar. Ek vergader met dieselfde mense. Daardie mense is geskok. 'n Paar maande later kom senator Lindsey Graham van South Carolina met 'n hele afvaardiging na Suid-Afrika om spesifiek te praat oor die PEPFAR-program, die anti-HIV-vigsprogram. En hy word so swak behandel, kry so 'n koue ontvangs dat hy net voordat hy terugvlieg by 'n media-konferensie in Johannesburg, ek probeer nou alles perfek onthou uit my kop uit, maar dat hy daar sê dat Suid-Afrika sy sake sal moet regruk, want hier kom probleme. Dit is lank terug, Hugo. Die waarskuwingsboodskappe is uitgestuur. En toe verlede jaar, Februarie verlede jaar, presies nou 'n jaar gelede, bietjie meer as 'n jaar gelede, is daar 'n wetsontwerp word ingedien, 'n wetsontwerp in die Huis van Verteenwoordigers. Daar word 'n wetsontwerp ingedien en die wetsontwerp vra dan spesifiek dat die verhouding amptelik nou, dat die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika hersien moet word. En hierdie wetsontwerp is dis ernstig. Dis nou skielik 'n ernstige saak. Hier word duidelik nou vir Suid-Afrika gesê, wel, nou neem ons stappe. Ons neem nou wetlik stappe om te sê, hier is 'n gunstige verhouding gewees nou vir 25, byna 30 jaar, maar nou vra ons dat dit hersien moet word. Daardie tyd het Suid-Afrika nie eens 'n ambassadeur in Washington nie, Hugo. Die minister van buitelandse sake, aanvanklik Naledi Pandor, lag die Amerikaners uit. Sy ontvang vir Anthony Blinken, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, sy in 'n openbare media-konferensie by Dirkhou se kantoor in Pretoria, vat sy hom aan oor Amerika se houding, sy gebruik die woording attitude. Sy ontvang die minister van buitelandse sake van Rusland en die minister van buitelandse sake van Iran. Sy rol die rooi tapuit uit. Sy sê vir hulle dat julle is my bondgenote, julle is my vriende. En daar gebeur niks nie. En toe ek November verlede jaar weer in Washington is, Hugo, 'n week en 'n half na Trump se verkiesing, toe sien ek hier's rooi ligte. Nou is almal moeg en ek wil vir jou sê nie net Republikeine nie, Demokrate ook. Ek staan by 'n funksie, ek praat met 'n demokratiese senator van Delaware. Hy sê vir my, jong, ek het geveg vir julle land vir 30 jaar, maar ek is moeg. Ek kry net 'n koue skouer van julle diplomate af. Daar's 'n arrogansie, ek word sleg behandel. So hier goed, die punt, ek kan nog baie meer sê, ek kan vir jou 'n lang lys van gebeure uitlig. Die punt is net hierdie diplomatieke krisis het 'n baie lang aanloop gehad. Ja, en dit is baie interessant. Ek dink baie mense daar buite weet dit nie, besef dit nie. En hulle dink dis dalk nou net 'n vinnige ding wat Donald Trump nou spesifiek gebring het of Elon Musk, maar eintlik is dit glad nie so nie. Dit is langtermyn uiters swak diplomatieke betrekkinge
veral teenoor etlike lande, maar veral teenoor Amerika. Jaco, wat sal jy sê is die grootste dinge wat Amerika bekommerd maak oor Suid-Afrika, gesien dat hulle nou al praat daarvan dat ons is basies 'n veiligheidsrisiko vir hulle. Hoekom is hulle so bekommerd? Ja, ek dink dit is belangrik en ek is bly jy raak daai punt aan oor ons die veiligheidsrisiko. Hulle beskryf dit as 'n national security threat, 'n nasionale veiligheidsbedreiging. En dit is hoe die Amerikaners dit verwoord en ek het dit in November verlede jaar ook oral opgetel by die Huis van Verteenwoordigers, by die Senaat, by Republikeine wat toe natuurlik gedink het dat hulle deel gaan word van hierdie Trump-administrasie, soos ek sê, dit was 'n week en 'n half na Trump se verkiesing November verlede jaar. En ek dink dit bly en ons moet die klem daarop plaas. Dit bly die primêre strydpunt tussen Suid-Afrika en Amerika wat verwys na buitelandse beleid. Dus met ander woorde, Suid-Afrika se buitelandse beleid, Suid-Afrika wat beweer ons is 'n onverbonde land, né? So Suid-Afrika staan met sy voete gedeeltelik in die weste, gedeeltelik in Afrika, gedeeltelik in die ooste. Ons kan hierdie multilaterale buitelandse betrekkinge baie goed beoefen, want ons staan verwyderd weg van die globale magstryd tussen die groot supermoondhede. En sedert 1994 het die ANC nog altyd gesê dat hy gaan 'n onverbonde land wees. Goeie verhoudinge handhaaf met China, maar ook goeie verhoudinge met Amerika. En daardie balans handhaaf. En ek wil vir jou sê, ons westerse bondgenote het dit verdra. Daar was 'n soort van sensitiwiteit gewees van die Europeërs en die Amerikaners om te sê, weet julle, ons aanvaar Suid-Afrika se historiese bande, en solank soos wat die Suid-Afrikaners goed met ons saamwerk, ons 'n lekker verhouding het, laat ons hulle dus ook toe om met ander lande wat soms selfs 'n bietjie vyhandig teenoor die weste staan, dan ook bande te kan smee. Maar dan kan daardie bande tog nou nie bande wees wat begin om 'n bedreiging in te hou vir die weste nie, en veral vir Amerika nie. As Suid-Afrika begin om vegvlieëniers op te lei vir die Chinese weermag, dan is dit kommerwekkend. En as Suid-Afrika begin om instrukteurs wat voorheen vir NAVO gewerk het, te werf om in Suid-Afrika Chinese op te lei, is dit gevaarlik. As Suid-Afrika met Iran saamwerk op die terrein van Iran-verryking, dan hou dit mos nou 'n potensiële bedreiging vir Amerika en sy bondgenote in. As ons Iran help op enige manier om 'n kernwapen te vervaardig, is dit 'n reuse bedreiging. As ons met Rusland saamwerk rondom die finansiering, die lewering van wapens, al hierdie kwessies. Ek wil vir jou sê, goed, daar's dinge waaroor ons nie altyd kan praat nie, maar ons moet die Amerikaners se intelligensie netwerk nie onderskat nie. Ons weet dit histories dat dit sterk is, maar dat dit sterk is binne Suid-Afrika, bestaan daar geen twyfel daaroor nie. En dit word gekoppel aan kwessies soos die onwettige wapenhandel in die wêreld, geldwasery, waar geldwasery netwerke deur Suid-Afrika funksioneer. En die Amerikaners het vir die afgelope paar jaar herhaaldelik vir die Suid-Afrikaanse regering gesê, mense, ons is baie bekommerd. Daar vind wapenhandel plaas deur Suid-Afrika, onwettige wapenhandel, daar vind geldwasery plaas deur Suid-Afrika, die Russe gebruik dit, die Chinese gebruik dit, Iran gebruik dit, dit hou 'n bedreiging in vir Amerikaanse soldate wat tans gestasioneer is in Sirië, in Irak, in ander Midde-Oosterse lande. Dit hou 'n bedreiging in vir Amerikaanse bondgenote, soos Israel byvoorbeeld. En dit gaan dus oor 'n werklike nasionale veiligheidsbedreiging. Maar dan natuurlik ook bloot die praktiese dinge soos die saak wat Suid-Afrika gaan maak het teen Israel, die geweldige sterk Israeliese lobby AIPAC wat die afgelope paar maande 'n veldtog geloods het teen Suid-Afrika in Washington. Toe ek November daar was, het ek dit oral opgetel, my ou bondgenote en mense met wie ek baie lank pad mee saamstap, dan sit ek om die tafel met hulle in November en sê hulle vir my, jongies, hier's die leer. Hier's die leer wat die Israelies vir ons gegee het oor Suid-Afrika. Met ander woorde, Israel se intelligensiedienste, die Mossad, het ook 'n hele klomp inligting oor Suid-Afrika versamel en hulle het verlede jaar bloot dit aan die Amerikaners oorhandig. So primêr dus buitelandse beleid. Suid-Afrika se buitelandse beleid, die feit dat daar waarskuwings uitgestuur is vir jare en daar van Suid-Afrika af net
twee boodskappe uitgekom het, 'n ideologiese boodskap en 'n arrogante boodskap. Uiters problematies. Nou kom ons by die binnelandse kwessies hier, en ek dink dit is wat vir my eintlik positief is. Die feit dat die Trump-administrasie baie deeglik bewus is van dinge in Suid-Afrika. Kwessies soos plaasaanvalle, kwessies soos die Bella-wet. Toe ek November sit in die Huis van Verteenwoordigers met lede van die Buitelandse Sake Komitee van die Huis, toe wil ek praat oor AGOA, want my fokus was slegs oor AGOA gewees, die hernuwing daarvan in 2025. Toe is die eerste vraag wat ek kry oor die Bella-wet. En ek is eintlik verstom. So goed is die ouens ingelig. Die Bella-wet, die onteieningswet wat onlangs onderteken is, ons moet dit nie onderskat nie. Daar is 'n hoë vlak van bewustheid en dit strek tot by Donald Trump. Donald Trump is volledig bewus van alles wat in Suid-Afrika gebeur. Donald Trump is deeglik bewus van die Bella-wet. Hy verstaan wat is die 2 artikels wat vir ons problematies is in die Bella-wet. Dit is die Amerikaanse president. Hy self is bewus daarvan. Toe kom die 2 dinge by mekaar, né? Die swak buitelandse, eintlik die gevaarlike buitelandse beleid en die kommerwekkende binnelandse beleid. Ek wil vir jou sê, sonder die een sou die ander nie gebeur het nie. As Suid-Afrika nie hierdie swak buitelandse beleid uitgeoefen het nie, dan het ons waarskynlik nog steeds 'n bietjie op ons eie gestaan, rondom die goed wat ons bekommerd maak oor ANC-beleid wat teen ons diskrimineer. Maar die geweldig problematiese buitelandse beleid het veroorsaak dat die Amerikaners nou ook kan sê, ons is ongelukkig oor binnelandse beleid. Ons gesels met Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling van die Solidariteit Beweging. En dames en here, hy gee vir ons 'n baie deeglike prentjie wat ons nie almal weet en verstaan nie. Ons is dankbaar ons kan met jou oor hierdie dinge praat. Jaco, dan sê dit mos nou interessant dat baie onlangs, paar dae gelede, het adjunkt president Paul Mashatile en talle ander lede van die ANC, maar ook ander kringe, blameer Solidariteit en AfriForum oor waninligting wat ons aan die FSA voorsien het, veral voor grondonteeneming en so. Wat is jou reaksie daarop? Ja, ek is baie bly jy vra daaroor, want ons moet regtig waar met groot moeite hierdie boodskap weer lê. Kyk, wat hulle doen is, eerstens rondom grondonteeneming. Hulle gebruik die boodskap van 2018 en pas dit toe in 2025. In 2018, toe ons in Amerika was daar 'n proses in die parlement aan die gang om die grondwet te wysig vir grondonteeneming sonder vergoeding. En ons het daardie teks bekend gemaak aan die Amerikaners, soos wat ons dit bekend gemaak het in elke Europese land. Hugo, ek was direk betrokke daarbey dat die Nederlandse parlement 'n mosie goedgekeur het wat standpunt ingeneem het teen die grondwetwysiging in Suid-Afrika vir onteiening sonder vergoeding. Die EFF, Julius Malema, het in Februarie 2018 'n mosie ingedien in die parlement wat rassisties was, wat baie hard bewoord was, wat 'n teks gehad het wat verwys het na blanke boere wie se plase onteien moet word. Dit was 2018. Dis hoe hulle daardie poging om die grondwet te wysig gemotiveer het. En daaromtrent het ons in 2018 en 2019 'n internasionale veldtog gehad. Goed, ons weet wat het daarna gebeur. Hulle poging om die grondwet te wysig het aanvanklik misluk. Hulle het nie die 2/3 meerderheid in die parlement gekry nie en toe besluit die ANC om hierdie nuwe onteieningswet dan te skryf, waarvoor hulle bloot natuurlik 'n 50+1 meerderheid in die parlement nodig gehad het. So toe kom die onteieningswet en ons weet almal dat hierdie onteieningswet is nie naaste by so erg of so gevaarlik of so sleg soos 'n grondwetwysiging wat onteiening bloot sonder vergoeding toelaat nie. En dit erken ons almal, maar ons wys ook uit dat ons wel baie bekommerd is oor 'n onteieningswet wat 'n 0 vergoeding toelaat. Maar dit is totaal 2 verskillende prosesse en dit was totaal 2 verskillende veldtogte geweest. Nou word boodskappe wat ons gestuur het in 2018 word aangehaal asof dit kommentaar is op hierdie huidige onteieningswet. En ek dink nie ons sê dit hard en duidelik genoeg nie en dit is nou waarmee die ANC probeer terugstaan en party joernaliste wat totaal en al onbekend is. Maar ek kan vir jou sê, Hugo, in 21 jaar het ons nog nooit byvoorbeeld gepraat van 'n volksmoord nie. Ek vind die hele gedagte dat daar 'n volksmoord in Suid-Afrika plaasvind net so verregaande soos wat sommige joernaliste en politici dit vind. Ons het dit nog nooit gesê nie. Ek het 'n dokument met die name van mense wat dood is in plaasaanvalle die afgelope 30 jaar
wat ek ook al internasionaal bekend gestel het. En daar is ook heelwat swart mense, daar's ook bruin mense op daardie lys. Want ja, in plaasaanvalle in Suid-Afrika is daar ook al swart mense en bruin mense, selfs 'n paar Indiërs in Natal, ook al dood in daardie aanvalle. Ek maak dit so bekend, dis geen rassekwessie dis nie. Plaasaanvalle is nie 'n rassekwessie nie. Weer eens, daardie wanpersepsie. So ek dink ons moet baie moeite doen om hierdie wanpersepsies te probeer beveg. Dankie Jaco dat jy daai inligting met ons deel. Nou interessant, ek dink vir die publiek daar buite gaan hierdie dalk nou vir die eerste keer hoor, die Amerikaanse ambassade het onlangs vir Solidariteit en AfriForum besoek. Wat was die doel van die besoek en wat was ons waarnemings met daardie spesifieke besoek aan ons kantore? Ja, goed, so dit het plaasgevind nadat Trump die uitvoerende bevel onderteken het. En onthou, Trump het in sy uitvoerende bevel gesê dat daar nou 'n ondersoek moet plaasvind en dat daar dan 'n stelsel ontwikkel moet word rondom die hele kwessie van vlugtelingstatus. En die ambassade speel natuurlik binne dit alles 'n belangrike rol. Nou ons moet ook onthou dat Suid-Afrika tans nie 'n Amerikaanse ambassadeur het nie. So Trump moet nog sy Amerikaanse ambassadeur aanwys. Ek het 'n sterk vermoede wie dit gaan wees. Daar is 'n kortlys van 3 mense wie ek al 3 persoonlik baie goed ken en ek was hierdie week ook met al 3 in verbintenis hier. En ek dink wie ook al dit gaan wees, gaan 'n baie sterk aanstelling wees. Ons gaan regtig waar 'n uitstekende Amerikaanse ambassadeur in Pretoria kry, iets wat ons nie eintlik onlangs gehad het nie. So, dit is ten minste goeie nuus, maar die personeel tans in die ambassade moet het dis opdrag gekry van die Departement van Buitelandse Sake in Washington, die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake, om so lank te begin voelers uitsteek, so lank gesprekke te begin voer. En kom ons wees eerlik, hier is nou 'n diplomatieke krisis tussen Suid-Afrika en Amerika. Ek wil so ver gaan om te sê dat sedert April 1994 is hierdie die grootste diplomatieke krisis nog ooit vir Suid-Afrika. Ons het al diplomatieke krisisse met ander lande gehad, niks wat kom op hierdie skaal en hierdie omvang nie. So ek dink dit is reusagtig, dit is wesenlik en hoe ons dit tans sien is dat daar is 'n groepie wat redelik gesentreerd is rondom die regering en sommige bondgenote wat die regering nader aan hom intrek. En president Ramaphosa wil vanuit hulle 'n afvaardiging stuur na Washington met 'n enkele boodskap. En dit is die boodskap om te sê, Trump, jy is verkeerd. En Marco Rubio, jy is verkeerd. Julle het die verkeerde inligting, julle neem die stappe gebaseer op die verkeerde inligting, en ons wil eintlik net dit kom regstel. So dis die een groepering. Dan is daar die alternatiewe groepering, en dit is die Solidariteit-beweging wat sê, nee, Trump, jy is grootliks reg. Jy is omtrent op alles wat jy sê reg. Ons wil vir jou meer inligting gee. Ons wil vir jou dankie sê dat jy die Afrikaner erken, dat jy toegetree het, maar ons wil ook vra, neem eerder hierdie en hierdie stappe. Doen eerder dit en dit en dit. Moenie gewone Suid-Afrikaners bestraf nie. Moenie humanitêre hulp wegneem nie. Moenie byvoorbeeld finansiële steun aan sekere goeie projekte wegneem nie. Daar's 'n klomp slegte projekte waarvan jy maar wel die finansiële hulp kan wegneem, 'n hele klomp gekke projekte waarvoor geld gegee is. En dan moenie handelsbetrekkinge met Suid-Afrika benadeel nie. Moenie invoertariewe instel nie, moenie Suid-Afrika uitskop uit AGOA uit nie. En die ambassade dink ek sien dit ook so, dat daar eintlik 2 strominge tans is in die verhoudinge tussen Suid-Afrika en Amerika. Dit is die regeringsgroepering, die regering van nasionale eenheid en mense wat naby aan hulle staan, en dan is daar die Solidariteit-beweging wat 'n alternatiewe boodskap oordra. En ek sien dit ook maar net bloot my skakeling met verskeie Amerikaners hier goed die afgelope 10 dae of wat. Ek het regtig baie e-posse wat heen en weer gegaan het op my rekenaar, baie WhatsApp boodskappe met mense in die Senaat, in die Huis van Verteenwoordigers, verskeie regeringslei. Hulle wil graag ons boodskap hoor. Hulle wil graag weet wat is daardie boodskap. En ek dink dit is maar een van die redes hoekom ons dan nou met die Amerikaanse ambassade in Pretoria ook gepraat het. Goed, nou soos ons hierso sit is Jaco se tasse gepak en 'n paar van die senior bestuurslede van die Solidariteit-beweging AfriForum is binne die volgende enkele dae op pad na Amerika toe. Is jy opgewonde oor die gesprekke wat gaan voorkom? Ek verwag nie dat jy nou gaan sê met wie ons gaan praat daar nie, maar is jy opgewonde oor die moontlikhede wat daaruit kan voortvloei?
Ek is geweldig opgewonde, Hugo. Ek is regtig waar verras met die terugvoer. Jy's heeltemal reg. Ons gaan nie nou enige inligting bekend maak oor presies wanneer ons waar is en met wie ons ontmoet nie, maar ek kan wel vir jou sê, ek is baie opgewonde, primêr soos ek gesê het, oor die erkenning spesifiek vir die Afrikaner, die geweldige vlak van bewustheid binne die Trump-administrasie rondom die Afrikaner en Afrikaner instellings en die bereidheid om saam te werk. En ek dink dis goed. Ek dink as ons oor die volgende jaar of 2, 3 wesenlike nuwe samewerking kan kry om te help om ons instellings te bou, om regtig waar 'n verskil te maak in Suid-Afrika, dan is dit baie positief. Dan dink ek is dit regtig iets wat ons waarskynlik 'n jaar of 2 terug nog nie gedink het moontlik sal wees nie. Daar is 'n nuwe bewustheid in Washington oor Suid-Afrika in die eerste plek, al is dit dan nou in 'n groot mate negatief. Daar is 'n saak van dringendheid. Dit alles wil ek ook vir jou sê word gesien binne die konteks van 'n groter veranderende wêreld. 'n Wêreld wat besig is om te verander in terme van globale magsverhoudinge, die globale magstryd, die hersiening van handelsbetrekkinge, maar ook die feit dat die wêreldpolitiek vinnig besig is om te verander. Daar is byvoorbeeld in die westerse wêreld 'n verskuiwing na eintlik 'n teenreaksie in die eerste plek teen globalisering en globalisme, baie spesifiek, wat die gesig daarvan wat ons sien is 'n soort van nuwe konservatiewe populisme wat in baie Europese lande na vore tree. Dit het ook in Amerika uitgespeel met Trump se verkiesing. Daar's 'n totale herskikking in verhoudinge en ek dink dit gaan beteken dat daar oor die volgende paar jaar 'n totale verandering in die wêreld gaan wees. Dit gaan 'n onsekere en onstabiele tyd wees. Baie dinge in die wêreld gaan verander, magsverhoudinge, handelsbetrekkinge, dit alles gaan verseker verander. Ons sien die demografiese veranderinge inspeel daarop. En nou wil ek vir jou sê, kan jy 2 reaksies daarop hê. Jy kan bang en benoud wees en al die risiko's sien en al die gevare en bedreigings, of jy kan eenvoudig hierdie nuwe fase aangryp. Jy kan dit omarm en sê, kom ons as Afrikaners tree toe. Kom ons tree toe, die magtigste man in die wêreld, die Amerikaanse president, het 2 weke gelede in 'n uitvoerende bevel direk na ons verwys. Kom ons gryp dit aan, kom ons tree toe, kom ons word deel van hierdie globale herskikking en ons as instellings plaas onsself in die middel van hierdie globale herskikking. Ons gaan word deel van hierdie proses en daardeur bemagtig ons mense. En dan raak die oplossings legio, dit raak reuse potensiële oplossings, soveel groter, meer omvattend en wyer as die idee van vlugtelingstaat is. En ek dink dit is waaroor ek baie opgewonde is. Ja. Dit is toch interessant dat ons ministerie aan ons kant, soos minister Ronald Lamola van die kantoor van internasionale skakeling, hulle het nog steeds nie 'n afspraak nie. Verras dit jou? In die eerste plek sal my vraag wees. En die tweede ding, wanneer hulle dan nou uiteindelik gaan, dit is ook 'n verskriklik belangrike besoek, want dit is nie net 'n ANC besoek nie, dit is 'n regering van nasionale eenheid besoek, en dit kan eintlik ongelooflik deurslaggewend wees van wat uiteindelik gaan gebeur. Absoluut. Absoluut, so ek stem met jou 100% saam. So ek wil ook onmiddellik sê dat ek dink nie die Solidariteit-beweging se besoek is bloot 'n plaasvervanger vir die regering van nasionale eenheid se uitreik nie. Onthou ons as Solidariteit-beweging kan baie sekere skakeling doen en ek is verras met die hoë vlak skakeling wat vir ons tans oopbreek en moontlik is, maar die regering moet skakel. Regering tot regeringsskakeling is iets wat altyd moet gebeur en kan gebeur en as burgerlike samelewing kan ons dit nie bloot vervang nie. Ek dink ons kan 'n baie groot rol speel en ek hoop en ek glo en ek bid op die oomblik dat ons dit sal kan doen. Maar 'n regering moet sy werk doen. En ek wil vir jou sê, ons kan kwaad wees, ons kan miskien 'n bietjie lag en dalk sê, ja, ons het die hele tyd gewaarsku en ons het geweet hier kom dit.
Ek kan vir jou eerlikwaar sê, ek het die totale chaos in ons diplomatieke diens, nie net in Amerika nie, maar in baie ander lande begin ervaar die afgelope paar jaar. Dan kom ek in Brussel aan by die Europese Parlement, dan sê hulle vir my, ja, julle mense is totaal afwesig. Die Suid-Afrikaanse diplomatieke diens woon geen funksies meer by nie, geen vergaderings. Oor handel word meer bygewoon nie. Ek staan, en ek het dit al vir jou vertel, Hugo, ek staan November in die Senaat in Amerika en ek praat met die Tanzaniese ambassadeur in Washington, 'n swart vrou, ek staan langs haar, ons gesels regtig lekker, ek kan sien, sy's 'n bekwame ambassadeur in Washington, en sy sê, die eerste ding wat sy vir my sê is, ja, maar julle mense is altyd afwesig, jy weet, julle is altyd afwesig, en dit het ons nie net in Amerika gesien, ek wil dit tog beklemtoon. Ons het dit in Brussel en Berlyn en Den Haag en Londen en Wene, ons het dit oral begin sien. Die regering moet sy werk doen, hy moet sy diplomatieke diens lewe, hy moet skakel met regerings, en ongelukkig was ons vorige minister van buitelandse sake, Naledi Pandor, ongelooflik arrogant, afwysend. Sy het in ontmoetings en gesprekke regtig geniepsig gewees, maar sy het ongelukkig ook haar pro-Hamas, pro-Hezbollah onderrok laat uithang. Dis ongelukkig sleg. Dis nie wat jy doen as jy sê jy's onverbonde nie. En dit het baie groot skade aangerig by regtig gematigde mense en dan selfs by demokrate in Amerika en in Europa ook. Die huidige minister Lemola, dink ek se probleem is dat hy nie die ervaring het nie. Ek dink hy kom vanuit 'n ander departement, hy's jonk, hy het nog nooit regtig buitelandse skakeling gedoen nie. Skielik is hy nou te midde van 'n storm, die minister van buitelandse sake vir Suid-Afrika, en ek dink ongelukkig, moet ons eerlik wees, hy's uit diepte uit. Ons het onervare ambassadeurs in verskeie lande, swak bemande ambassades in verskeie lande, onder andere in Washington DC. Ek is bevriend met mense wat werk in die konsul in die Suid-Afrikaanse konsul in Los Angeles. Daar is redelik chaos. Ons het ons konsul gesluit in Chicago, wat ongelukkig beteken dat ons met al daardie groot industrieë in Chicago, groot maatskappye wat in Suid-Afrika sake doen, nie meer gereeld skakel nie. So, ek kan aanhou weer eens hier, daar is loodfoute gemaak en ek wil hê die regering moet dit gaan regmaak. Die boodskap kan nie net wees, Trump, jy's verkeerd nie, of Marco Rubio, jy's verkeerd nie. So ek hoop hulle gaan hulle boodskap aanpas wanneer hulle uiteindelik sê maar oor 2 of 3 weke van nou af waarskynlik Washington besoek, as hulle gaan sê vir die Amerikaners, luister, julle is verkeerd. Ongelukkig gaan die krisis dan verdiep. Ons praat nog weer oor die kwessie van Afrikaners. Donald Trump het dit nou op die kaart geplaas en dit is eintlik positief. Maar as ek reg as ek sê, Jaco, buiten vir Afrikaners is hierdie ook 'n geleentheid vir alle minderheidsgroepe in Suid-Afrika. Dat daar beter na hulle omgesien kan word. Nie net Afrikaners, ek dink dit is 'n geleentheid wat ook voor lê hier. Absoluut so. In my skakeling met die Departement van Buitelandse Sake, die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake, se kantoor vir Afrika in Washington, is dit presies wat die gedagte is, en ek dink ons kan dit net steun, is om te sê dat die Amerikaners eintlik tans besig is met 'n ondersoek oor die algemeen, oor die posisie van moedertaalonderwys, minderheidsregte, die voortdurende sentralisering van mag in die regering, wat in elke geval dan teenwerk teen minderheidsregte. Kyk, as jy gaan praat met Khoza Hoofman in die Oos-Kaap, met wie ek direkte kontak het, en iemand soos Barend, hy het baie beter en goeie kontakte, gaan hulle vir jou sê hoe gefrustreerd hulle is met die sentralisering van mag. Hoe benadeel dit in tradisionele gebiede in Suid-Afrika, kwessies soos onderwys, dienslewering, veiligheid, ekonomiese ontwikkeling, maar natuurlik veral taal en kultuuroordrag en behoud. So, dit is vir Afrikaners 'n reuse kwessie, 'n reuse bron van kommer, maar ons hulle fout maak as ons dink dit is net vir ons 'n krisis of 'n bron van kommer. As ek met die Namas gaan praat, 'n Kommagas waar ek onlangs weer was, kan ek vir jou sê die Namas daar in Kommagas in Namakwaland is oor hierdie selfde kwessies bekommerd. Selfde kwessies bekommerd waar daar so 'n sentralisering van mag was, dat hulle bekommerd is oor die verlies van hulle grond op die oomblik.
Hulle is bekommerd oor die verlies van hulle tradisionele strukture wat gekoopteer word deur nasionale regeringsstrukture. Dat hulle die mag verloor om byvoorbeeld die kurrikulum van hulle kinders te beïnvloed en dat jong mense in hulle gemeenskappe, die Nama gemeenskappe, nie meer kultuuroordrag ervaar nie. So die vraagstukke vir die Afrikaner, is die vraagstukke vir ander minderhede ook in Suid-Afrika en ek dink dit gaan sonder twyfel, kan ek vir jou sê, die Solidariteit Beweging se boodskap wees tydens ons besoek aan Washington DC. Daar is 'n groter probleem in Suid-Afrika. Daar's 'n probleem van sentrale mag en dit lei tot wetgewing soos die Bella-wet en die onteieningswet. Ja, goed. Ek is so dankbaar, jy noem al hierdie dinge, dit is goed om hierdie dinge te weet. Net gou voor ons oorbeweeg na iets anders, so net gou weer oor Afrikaners, oor daar nou vlugtelingstatus wat nou verleen word, maar die bietjie wat ek weet, Jaco, is dit is nie so regtig so aanloklik nie. Kan jy bietjie meer detail gee van wat behels dit en hoe aanloklik is dit vir Afrikaners? Want daar het al duisende mense navraag gedoen, maar dis mos nie 'n langtermyn antwoord vir ons mense nie. Dis glad nie 'n langtermyn oplossing vir ons mense nie. Ek dink in die eerste plek moet ons sê, weer eens, dankie aan Trump dat hy aan ons gedink het en dat hy gedink het hierdie is 'n potensiële oplossing. Ek kan ook vir jou sê dat die Trump-administrasie dink ook nie dat hierdie is 'n oplossing vir 2,5 miljoen Afrikaners nie. Maar hulle skep daai opsie en ek dink daar is 'n deel van die Afrikaner bevolking vir wie hierdie 'n opsie mag wees, 'n oplossing. Ek dink dit is veral 'n opsie vir mense wat alles verloor het, wat regtig desperaat is, teen wie daar geweldig gediskrimineer is, wat nie meer geleenthede het nie, mense wat dalk geweldige trauma ervaar het, weens geweldsmisdaad soos plaasaanvalle, maar ook stedelike aanvalle en moorde. En daarom wil ek dit nie net afskiet en weggooi nie. Ek wil dit dus eers sê, dit mag vir mense 'n oplossing wees, en dankie vir die Trump-administrasie daarvoor. My eerlike opinie is dat vir 'n groot meerderheid van ons mense is dit nie 'n opsie nie. Want ons mense besit eiendom, het werk, is in beroepe, en dan is vlugtelingstatus, as jy oor see wil gaan in elk geval, nie jou beste opsie nie. Immigrasie is dalk, en ons weet hoe moeilik is immigrasie reeds, en ek wil weer eens sê, ons moet altyd onthou, alles moet ons binne 'n globale konteks sien. En in Amerika, net soos in baie Europese lande, is daar tans 'n geweldige verandering in die sentiment teenoor immigrante, maar dan veral teenoor vlugtelinge. En hou dit maar in gedagte, dat met goeie rede is die gemiddelde Amerikaner toenemend baie negatief teenoor immigrasie en teenoor vlugtelinge, weens die gevolge wat dit vir hulle lande ingehou het. So, as 'n mens dit alles in ag neem en jy verstaan die verskillende opsies, dan het jy basies 'n opsie om te sê ek wil of immigreer en probeer immigreer. Vir sommige mense werk immigrasie, vir baie nie. En baie Afrikaners is trots en ek besoek baie Afrikaners in die buiteland en dan sien ek ook maar hoe swaar ons mense kry wat besluit het om te immigreer. As jy gaan besluit om te vlug, want dit is wat vlugtelingstatus is, jy vlug, wil ek vir jou sê, gaan dit net so moeilik of moeiliker wees. Want jy gaan vlugtelingstatus hê. Vlugtelingstatus behels 'n heeltemal ander regime as wanneer jy 'n immigrant is. Jy gaan 'n behuising kry vir vlugtelinge. Jy gaan nie kan reis na Suid-Afrika nie. As jy reis na Suid-Afrika, gaan jy jou vlugtelingstatus onmiddellik verloor. Jy gaan 'n vliegtuigkaartjie kry waarop jy 1 of 2 tasse kan saamvat na Amerika. Die res van jou besittings bly alles agter en jy gaan nie noodwendig presies jou loopbaan daar kan volg nie. Daar mag beperkings wees. So wees bewus van die verskille daarin tussen vlugtelingstatus en immigrasie. En dan gaan daar 'n stelsel wees, want dit moet ons wag ons voor. Die Departement van Buitelandse Sake saam met die Departement van Binnelandse Veiligheid, dis Homeland Security, is besig om tans 'n program te ontwikkel en ons wag vir daai detail van presies hoe gaan hierdie Afrikaner vlugtelingstatus dan nou werk. Dit mag dalk 'n bietjie meer gunstig wees as dit wat ek nou hier gesê het. Ek weet nie. Ek kan vir jou sê hoe werk vlugtelingstatus na Amerika op die oomblik. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens geduldig moet wees, wag daarvoor, maar ek hoop dat ons mense verstaan dat hierdie 'n beperkte opsie is. Ja, ons is dankbaar daarvoor. Dis 'n beperkte opsie vir die meeste van ons, sê ons toekoms lê hier in Suid-Afrika. Ek wil net terugkeer wat ons net nou bespreek het, Jaco, dit is my amper die belangrikste vraag wat ek vandag vir jou wil vra. En dit is dat die grootste gevaar, soos ek dit sien, met hierdie hele aangeleentheid is dat
dit nou opgeblaas word as 'n rasse ding, hierdie hele kwessie van Afrikaners en die administrasie praat nie solidariteit beweging Afriforum. En dit kan ernstige polarisasie tussen rasse tot gevolg. Hoe sien jy dit wat die solidariteit beweging doen en hoe kan dit polarisasie juis verhoed? Ja, ek dink dit is baie belangrike punt wat jy maak en ek dink ongelukkig was daar soveel moedswilligheid die afgelope 2 weke gewees, jy weet, 'n moedswilligheid om van dit 'n rasse kwessie te maak, né, en om weer die Afrikaner van allerlei dinge te beskuldig, en dan 'n besonder blanke Suid-Afrikaners daarbey in te trek. En ek dink ongelukkig is dit misbruik deur persone veral aan die linkerkant van die politieke spektrum, maar ongelukkig ook deur 'n baie klein segment van mense aan die verre regterkant van die politieke spektrum. En ek dink dit is gevaarlik. Ek dink ons moet dit nie doen nie. Ek dink in Suid-Afrika is mense nog steeds baie afhanklik van mekaar. En rassepolarisasie is 'n uiters gevaarlike en plofbare situasie. En ons het eintlik die afgelope paar jaar gereeld gesê dat daar goeie horisontale verhoudinge in Suid-Afrika is tussen mense van verskillende kulturele agtergronde. En ek dink ons moet waak daarteen om dit vir goedkoop korttermyn politieke gewin te gaan verniel. En ek moet vir jou sê, die sleutelbord aktiviste en die manne met hulle selfoonkameraatjies wat video's maak, moet baie mooi dink, baie mooi kennis neem, want dikwels dra sulke mense by tot hierdie polarisasie. En ek dink dan moet ons saamwerk en moeite doen om dit dan nou te bestry en te beveg. So ons moet regtig seker maak dat ons dit teenwerk en ek dink vanuit die solidariteitsbeweging word daar moeite gedoen daarmee. Ek dink ons doen ons ding, ons doen moeite, ons probeer regtig hard om dit te beveg en dit teen te werk. Maar ja, ek dink ons sal nog baie moeite moet doen, meer moet doen. En ek dink uiteindelik sal die stof 'n bietjie gaan lê oor die volgende paar dae, week of 2, 3 of dalk 'n maand. En kan 'n mens dan weer met groter moeite weer ek dink daardie negatiewe boodskappe weer lê. Die solidariteitsbeweging sê dat die Amerika moet eerder die ANC regering straf as ons mense. Wat volgens jou mening, wat presies word daarbey bedoel met hierdie stelling? Ek het Flip Buys dit pertinent gesê direk nadat dit aan die burger gekom het van wat Donald Trump sê. Wat bedoel ons met straf eerder die ANC regering as ons mense? Ekskuus, tog herhaal net weer daai laaste punt. Wat bedoel die solidariteitsbeweging? Ek weet Flip Buys het spesifiek ook daarna verwys deur te sê kom ons straf Amerika moet eerder die ANC regering straf as wat hulle ons mense straf. Wat presies bedoel ons daarby? Ja, ekskuus, dankie. Jy het so 'n oombliekie opgebreek, maar ek hoor jou ja. Nee, weet jy, ek dink en dis 'n baie belangrike punt want ek dink dis die onderskeid wat ons betref, want waaroor is Amerika ongelukkig? En ons moet dit net weer vir ons bevestig en ek het dit aan die begin genoem, maar net 'n kort, waaroor is die Amerikaanse regering ongelukkig? Hulle is ongelukkig oor die Suid-Afrikaanse regering se beleid, binnelandse beleid en buitelandse beleid. Nou is daar maniere waarop jy kan reageer en jy kan gaan kyk hoe die Amerikaanse regering oor die laaste dekades. Ek dink die beste tydperk om na te gaan kyk is maar sê die post-Tweede Wêreldoorlog tydperk waarop Amerika regeer het wanneer hy voel lande begin verkeerd optree, begin sy belange benadeel, begin miskien sy nasionale veiligheidsbelange benadeel, dan is daar maniere waarop die Amerikaners kan reageer. Wanneer het dit misluk? Dikwels is wanneer hulle bloot sanksies instel en humanitêre hulp onttrek en jy eintlik die gewone burgery straf. Want wat gebeur dan as jy die burgery straf, dan raak die burgery kwaad vir die Amerikaanse regering. En dit sal presies in Suid-Afrika dieselfde wees. As alle humanitêre hulp weggeneem word van Suid-Afrika af, as die handelsbetrekkinge beëindig word in Suid-Afrika, gaan gewone Suid-Afrikaners kwaad wees vir Amerika. En dan speel jy eintlik in die hand van Amerika se vyande soos Iran en China en andere. So ons boodskap is straf die regering, gaan kyk na die Zondo-kommissie se verslag, gaan kyk na daai lys van name van mense wat ons in hierdie gemors gedompel het en stel sanksies in teen hulle.
Stel sanksies in teen daai persone, bevries hulle buitelandse bankrekeninge, stel sanksies in dat hulle nie oor see kan reis nie. Dis die eerste maklike stap, is om sanksies in te stel teen individue en organisasies in Suid-Afrika. Organisasies wat haatspraak beoefen, wat liedjies sing soos kill the boer, kill the farmer. Stel sanksies in teen daardie individue en organisasies. So ja, straf die ANC, straf politieke leiers wat Suid-Afrika in 'n krisis gedompel het en moenie die gewone Suid-Afrikaners straf met ekonomiese en ander maatreëls nie. Is daar al lande, as ek reg sê, in Zimbabwe het dit al aan hulle lywe gevind van daardie korrupte politici, dat daar al so persoonlike sanksies teen hulle toegepas word. So dis nie net, dit het nie nog nie gebeur nie, dit gebeur al reeds in sekere lande. Dit gebeur reeds in sekere lande. Dit is in sekere lande redelik suksesvol toegepas. Zimbabwe is 'n voorbeeld daarvan waar daar baie streng sanksies teen sekere individue ingestel is, maar wel saamgewerk is met ander groepe. En jy kan na sommige Afrika lande gaan kyk waar Amerika met groot sukses die burgerlike samelewing ondersteun het, oppositiepartye ondersteun het, deur hulle 'n platform te skep, hulle finansiëel te ondersteun en dan die soort van autoritaire anti-Amerikaanse magte te ondermyn met sanksies. En dit het in sommige Afrika lande daartoe gelei dat daar politieke verandering gekom het, dat nuwe regerings, beter regerings verkies is. Dit kan werk. Dit is 'n model wat kan werk. Maar die ander voorbeelde het ons gesien hoe dit totaal en al misluk, waar jy bloot net gaan en jy stel hierdie verskriklike sanksies in, daar kom geweldige armoede, die hele burgery draai ook maar teen Amerika en jy kry later 'n land waar die hele land eintlik teen die weste is, teen die weste gedraai is en hulle self dan volledig gaan posisioneer by die probleemlande. En ek dink dis 'n gevaar vir Suid-Afrika. Ek dink daar's 'n groot risiko dat Suid-Afrika heeltemal in die hand kan val van die soort van autoritaire anti-westerse regimes. En ek dink vir ons as 'n minderheid sal dit natuurlik baie sleg wees as dit gebeur. Ja, kom ons begin klaar maak. Dis 'n baie lekker gesprek wat ek nou voer, is baie interessant. Dankie vir al jou terugvoer en volledigheid. Volgens jou mening, wat is die beste scenario wat hieruit kan voortvloei tussen Amerika en Suid-Afrika? Wat is die beste scenario soos jy dit sien in die medium termyn? Goed, ek dink ons moet aanvaar, en ons moet baie eerlik hieroor wees, dat die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika het gaan verander. Gaan nie weer terugkeer na waar dit was nie. Die vorige 4 jaar onder Joe Biden is daar wal gegooi. Daar's wal gegooi deur die Biden-Withuis om hierdie verandering te stuit. Daar was Republikeine en Demokrate in die Amerikaanse Kongres wat daai verandering wou implementeer. Biden en sy Withuis het wal gegooi, die wal is nou afgebreek. Die sandsakke is verwyder, die water vloei, dis besig om te oorstroom. Die vraag is, kan ons na die vloed weer herbou? En wat ook al ons herbou, gaan 'n ander soort argitektuur moet hê as die argitektuur wat nou vernietig is. En ek dink dit is waar ons toetrede ongelooflik belangrik is. Ons versoek om nou anders na Suid-Afrika te kyk. Daar gaan gestraf moet word. Goed, daar is nie 'n saak daaroor nie. Die Amerikaners gaan straf uitdien. En die solidariteitsbeweging moet nou die Amerikaners daarvan gaan oortuig dat hulle nie die hele Suid-Afrika moet straf nie, maar wel die skuldiges moet gaan identifiseer en hulle moet gaan straf. Dis die eerste punt. En die tweede punt, dink ek, en dis waaroor ek baie opgewonde is, dat hier nuwe geleenthede vir verhoudinge ontstaan. Mense wat voorheen nie vreeslik na ons gekyk het nie, nie op ingestel was nie, nie so gefokus was nie, wat nou sê, ons kan nie Suid-Afrika verloor nie. En dis my punt aan die Amerikaners die afgelope 2-3 weke. Julle gaan 'n fout maak as julle Suid-Afrika verloor. Suid-Afrika is steeds die belangrikste land in Afrika. Dis 'n vrye land, 'n oop demokrasie, 'n sterk vrye mark, 'n sterk burgerlike samelewing. Behou Suid-Afrika. Moenie dat Amerika Suid-Afrika gaan verloor nie. Behou hom deur 'n nuwe verhouding.
Versterk die privaat sektor, versterk die oppositie, politieke oppositie, versterk die burgerlike samelewing, skep vir ons 'n platform, skep geleenthede, werk met ons saam, dat ons die sentiment in Suid-Afrika kan gaan verander, dat ons hierdie verhouding in 'n ander rigting kan gaan stuur. So, hier kom reuse verandering, geen terugkeer nie. Die vraag is, gaan ons die mirasies van die ou verhouding so laat staan, gaan ons probeer leef binne daardie mirasies, of gaan daar samewerking tussen ons wees en Amerika om 'n pragtige nuwe verhouding te herbou? Ek hoop regtig dat met tyd ons die tweede opsie sal kan implementeer. Wat sal jou boodskap wees aan die gemiddelde Suid-Afrikaner daar buite oor wat moet ons nou definitief nie doen nie en wat sal gewenste optrede wees in die algemeen wanneer ons met mekaar praat, wanneer ons op sosiale media reageer ensovoorts. Wat is jou boodskap aan ons mense? Moenie vlug nie. Moenie radikaliseer nie, moenie terugtrek en onttrek nie, werk met selfvertroue, kry goeie inligting, volg alles wat die Solidariteit beweging doen, lees die inhoud wat tot jou beskikking is, bemagtig jouself met die kennis, wees hoopvol, wees vol selfvertroue, inspireer die jeug, want ons jong mense is bewus van wat hier gebeur, ons leef in 'n inligtingswêreld, glo in die toekoms van die Afrikaner, maar glo daarmee saam ook in die toekoms van Suid-Afrika, want ons kan nie dit altyd net bloot los van mekaar sien nie. Ons moet soms onderskei, maar soms ook die oorvleelende kwessies en waardes raak sien, waarneem en op fokus, maar die werklikheid is dat hierdie is nie die einde van die wêreld nie. Dis die begin van 'n herskikte wêreld waar dinge anders gaan lyk, en as die Afrikaner en die Afrikaner instellings slim gaan werk, met selfvertroue gaan funksioneer, bondgenote gaan smee in Suid-Afrika en in die buiteland, kan hier 'n uiters opwindende tyd vir ons voorlê, 'n tyd waarin daar regtig waarvoor uitgang kan wees, en waarin baie van die dinge wat ons eintlik die afgelope paar jaar baie bekommerd gemaak het, regtig waar aangespreek kan word. So, ek is positief, ek is opgewonde, en ek dink ons kan regtig die dinge doen wat nou nodig is. Dankie Jaco, ek is absoluut net so positief soos jy daaroor. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en jou insigte wat jy gegee het. Dames en here, my hoop hiermee is dat u het 'n bietjie beter van 'n prentjie en 'n agtergrond van wat werklik aan die gang is hier, die groter balle wat in die lug is. En ons wens vir jou Jaco en die afvaardiging van die Solidariteit beweging wens ons sterkte toe met julle besoek. Seën, ons dra ook julle op in ons gebede dat hier baie vrug sal wees met die goeie verhouding en die goeie betrekking wat ons doen, en dat ons dit nie net doen vir ons mense hier in die suidpunt van Afrika in terme van ons Afrikaners nie, maar ons doen dit ook eintlik vir baie van ons mede-Suid-Afrikaners, en ons sien uit eintlik na 'n mooi toekoms, maar ons moet die regte besluite en keuses en invloed wat ons gebruik. Baie sterkte en steun vir jou veilige reis. En nogmaals dankie vir jou deelname. Baie dankie vir die geleentheid en dankie vir almal wat saamgeluister het en vir die platform. En ons gaan oor die volgende week of twee weke heelwat kommunikeer. En ek wil maar vra dat mense moet maar inskakel. Besoek maar Solidariteit en AfriForum se webblaaie. Hou maar die nuusbriewe en die sosiale media dop en hou jouself deeglik op hoogte van wat gebeur. So, dit is Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling van die Solidariteit beweging. Dames en here, ons het 'n opname hiervan gemaak en ons sal te gelegenheid ook beskikbaar stel vir ons kontakte in die senior onderwysgeleerders en kom ons gebruik dit om die volle prentjie die waarheid te verkondig. Ons sê vir baie dankie en lekker naweek vir elkeen. Totsiens.